Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend nee, vandag is die 28ste November, die jaar 2025. My naam is Daniel Gerber, man is weer opgewonde om die Here se woord te kan bedien. Ons sit nog steeds sonder krag en brakpan, maar nietemin, die Here is ons uitweg, hy is ons leidsman, hy is ons God en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. Vandag gaan ons bietjie praat oor seëninge. Nou, ek kyk gister 'n video wat ek kry oor 'n tannie wat praat oor ons is van kleins af word ons geleer. Ek kan onthou toe my kleintjie as hy kom kuier, die eerste wat ons hom doen is dan moet hy kan tel. Hy moet daarom tot 10 kan tel, want hy 10 vingers. Jy weet so, hy moet tel en ons leer hulle so om te tel. En nou as hy hier kom en hy word al hoe groter dan tel hy nou al tot 100. Jy weet so, maar dit is waaroor dit gaan. Want jy begin leer om te tel en dan begin ons te tel. Man, jy tel hoeveel karre jy het, jy tel hoeveel motorfiets jy het, jy tel hoeveel koppie sop het jy in die kas, jy tel alles, jy tel tot jou geld. Maar weet jy wat ons nie doen nie, en dit is wat hierdie vrou so uitgesit het gister, en sy sê, wanneer laas het jy jou seëninge getel? Nou ja, wat so seëninge kan 'n ou tel? Jou eerste seëninge kan wees, dat jou skoene is vol en jou bed is leeg, en dit is 'n groot seëning. Want daar is soveel mense wat so siek is, en hulle is vasgespen in 'n siekbed, en hulle kan nie hulle skoene aantrek nie. So dis 'n seëning, as jy nog kan opstaan, jy moan en groan, want jy moet nou opstaan, en jy moet gaan werk, en dis 'n seëning, want daar's mense wat dit nie het nie. Daar's mense wat nie kos het nie, daar's mense wat nie 'n werk het nie, daar's mense wat nie klere het nie. So jy het dit om aan te trek, dan is dit 'n seëning. Weet jy wat, kom ons praat bietjie oor seëninge, en ons sê vir die Here, dankie vir al die seëninge wat op ons lewens rus. En ek gaan kyk toe so 'n bietjie en dan sien daar's 86 Bybelverse oor seëninge. Net op God se woord. Hoe belangrik is dit om te seën? Nou kom ons gaan lees sommer hier. So die eerste een is hier in Lukas 6 vers 27 en 28. Hy sê, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat vir julle haat. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. So dit is belangrik, as jy 'n seëning te wil ontvang, dan moet jy ook ander seën. Moet hulle nie vervloek nie. Ek weet dit is nie altyd maklik nie, want dit is makliker om iemand te vervloek as hy jou te nagekom het, maar dit is nie wat God wil hê nie. So wat doen ons? Gaan ons mense geruststel en tevrede stel, of gaan ons God tevrede stel? Amen. En dan 1 Petrus 3 vers 9 sê vir ons die volgende: vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle 'n seën kan beerwe. So met ander woorde is belangrik dat ons mense seën en hulle nie vervloek nie. Hoekom? Sodat die Here ons kan seën. Want die Here wil ons seën. Wat hy vir ons in stoor het, is baie groter en meer as wat ons gedagtes kan weet. Maar ons moet ons seëninge tel. So kom ek en jy maak so 'n bietjie 'n aantekening, vat 'n bietjie pen en papier, gaan sit so 'n bietjie en skryf so 'n bietjie jou seëninge neer. Jou skoene, jou klere, jou kos, jou geduld. Dis 'n seën om geduldig te wees. Dit is nie almal wat dit het nie. Maar kom ons vra die Here om ons bietjie ons seëninge uit te wy en ons dank hom vir dit wat ons het. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Ja, Here, ons is baie keer so, ons moan en ons is ongelukkig want dinge werk nie uit nie. Ons sit al die hele week sonder krag, Here, dit is nie lekker nie. Ons het nie warm water nie, want die geysers werk nie, die yskas is af. Ons kan al hierdie probleme op 'n stuk papier uitskryf en net moan. Maar Here, die seëning is, ons het ons skoene aan. Ons het opgestaan, ons het klere om aan te trek, ons het kos om te eet. Ons het 'n werk om na te gaan. Here, seën die wat dit nie het nie, Here, sodat hulle ook kan opgewonde wees en iets het om na vorentoe te kyk en op te kyk om net gelukkig te kan wees. Abba Vader, elke ene wat seëninge het, seën hulle meer, Here. En die wat nie seëning het nie, seën hulle, sodat hulle ook ander kan seën. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, dis Vrydag vandag, dis naweek. Onthou, alles wat jy doen op hierdie naweek, in hierdie naweek, moet doen jy tot eer en verheerliking van God. En as daar iets is
wat jy gaan doen wat nie verheerlik is vir God nie, stop daarmee. Draai jou rug daarop, seën ander. 'n Geseënde naweek. God bless.